Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 20 Mei. Voorbeelde van geloof. Op die eie tyd spandeer graag tyd aan die bestudering van Hebreërs 11, die groot geloofshoofstuk van die Bybel. Lees dit as 'n geheel hardop deur. Lees dit dan 'n tweede keer deur en skryf jou antwoorde op die volgende vrae neer. Vraag nommer 1. Bekyk weer vers 1. Waarvoor hoop jy vandag? Iets wat nog nie sigbaar is nie? Dink aan jou onmiddellike behoeftes en jou drome oor die hemel. Vraag nommer 2. Watter rol speel geloof in jou persoonlike getuienis teenoor ander, asook die gesprekke wat jy voer? Vraag nommer 3. Lees weer vers 3, wat oor God en die skepping gaan. Waarom is die bestaan van die Skepper God in vele opsigte die maklikste ding om te glo? Vraag nommer 4. Lees vers 6 en skryf die boodskap wat dit tuisbring in jou eie woorde neer. Vraag nommer 5. Verse 7 tot 40 bied kort beskrywings van 'n aantal Bybelkarakters se lewens. Waarom is geloof die deurslaggewende en bepalende faktor vir hoe sterk hierdie mense se verhoudings met God was? Voltooi gerus die aktiwiteit voor u aangaan met die les. Om God te ken en 'n lewende en vaste verhouding met hom te hê, vereis geloof. Hoe kan jy jou geloof sterker maak of iemand aanmoedig wat huiwer in die geloof? Hier is enkele voorstelle. 'n Klein bietjie geloof, wat so klein soos 'n mosterdsaadjie is kragtig genoeg. Dit is genoeg om jou band met God te verstewig en te groei in Christus. Matteus 17 vers 20 sê vir ons, en Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Solank jy bereid is om saam met hom te werk, sal God jou help om toe te neem in geloof. Die woord van God, die Bybel, spreek tot ons. Om daarna te luister is die oorsprong van geloof. Romeine 10 vers 17 sê vir ons, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Verbind jou daagliks tot Bybelstudie en gebed. Vra die Here om jou te laat toeneem in die geloof. Lukas 17 vers 5 sê vir ons, toe die apostel aan die Here gesê, gee ons meer geloof. Let weer op die arme pa wat met die duiwelbesete seun na Jesus gegaan het en uitroep, ek glo, kom my ongeloof te hulp in Markus 9 vers 24. Op 'n soortgelyke wyse kan ons ook ons geloof bely en die Here vra om ons geloof vlerke te gee. Geloof en twyfel kan saam bestaan. Soos gelees in Markus 9 vers 24. Moenie van God wegdraai, omdat jy steeds vra het wat pla nie. Eintlik is dit belangrik om jou heil te vrees en bewing uit te werk, om jou eie geloof te hê, in plaas daarvan om by ander te probeer leen. Soos 5 van die 10 maagde in Matteus 28 vers 8 probeer doen het. Filippense 2 vers 12 tot 16 sê vir ons, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld.
deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus. Dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Filippense 2 vers 12 tot 16. Reageer op die invluistering van die Heilige Gees en bid vir 'n groter invulling in jou lewe. Beoefen jou geloof. Hou in gedagte dat geloof nie 'n gevoel is nie. Mens besluit om te glo. Onthou net, selfs in donker tye, wanneer jy hom nie kan sien nie, is God by ons. 2 Korintiërs 5 vers 7 lees, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Oorweeg die lirieke van lied 217 uit die Advent Lofliedere sangbundel, Die Heer is my lig, as 'n persoonlike dankseggingsgebed tot God vir sy getrouheid.